So kom ons ook al hoe nader aan die einde van 'n week en het ons lekker saam gereis ook in hierdie tyd. En begin dit al hoe nader kom en jy begin jy jouself gereed maak vir hierdie groot heilige week. Mag dit vir jou 'n diep en 'n ryk ervaring wees. Mag die Here jou werklik ontmoet. Ons sien dit al hoe meer in vandag se tyd dat ons sal self regkom. Ons wil nie mense hinder nie. Ons sal op ons eie klaarkom. Maar dit is nie heeltemal, as jy nou moes terugdink oor hierdie 40 dae waarop jy gereis het, het jy so baie op mense staat gemaak en van hulle hulp en ondersteuning en hulle gebede en ondersteuning gebruik gemaak. So ons is eintlik gestroop van individualisme. Ons leef in 'n wêreld wat hierdie selfstandigheid of individualisme aanmoedig. Ons wil alles self doen, ons voel skaam of verleë om vir hulp te vra, maar tog is ons nie gemaak om alleen te leef of te werk nie. Maar God het ons in gemeenskap geplaas, binne 'n geloofsfamilie geplaas, waar ons mekaar dra, bemoedig en mekaar ondersteun. Moses, die groot leier van Israel, het self ervaar hoe swaar die las kan wees om alles alleen te probeer doen. Sy skoonpa Jethro het hom aangeraai om mense aan te stel om hom te help, want hy sal heeltemal uitgeput raak. Want die saak is te swaar vir jou, jy kan dit nie alleen doen nie, dit hoor ons daar in Eksodus 18. Maar hierdie wysheid herinner ons dat ons soms moet erken wanneer ons hulp nodig het. Individualisme kan ons daarvan weerhou om die rykdom van gemeenskap en samewerking, koinonia, te ervaar. Hierdie samesyn, maar dieper as samesyn, amper hierdie woord deel wees, hierdie koinonia wat ons onder mekaar ervaar. Om hulp te vra is allermins 'n teken van swakheid, maar van nederigheid en eintlik groot wysheid. Dit is ook 'n geleentheid om ander toe te laat, om hulle gawes aan te wend en deel te wees van wat God in my en jou lewe wil doen. Jy kan dalk vir jouself vra, maar waar sukkel ek tans? Waar het ek nodig dat iemand my las vir my ligter maak? En wie is daardie mense of persoon in jou omgewing of naby jou, deel van jou? Dis die wonderlike daarvan om deel van 'n geloofsfamilie te wees, vir wie jy vir ondersteuning kan vra. En dat jy dit sal doen. Dat hierdie miskien dalk jou teken sal wees om daardie persoon te kontak en te sê, ek het jou hulp nodig. Kan jy my help? Dit is Paulus wat vir die gemeente in Galasië skryf. Hy sê, julle moet mekaar se laste dra. Hy sê, ons lees hoofstuk 6 vers 1 tot 3. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in die versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Dra mekaar se laste. Miskien kan jy iemand se las dra, of miskien het jy 'n noodroep, 'n uitroep om te sê, ek het hulp nodig, wil julle nie help om aan my las te dra nie. Mag die Here ook vir jou ondersteun, mag hy vir jou wysheid gee, mag hy vir jou, as jy nie weet wie om te kontak nie, mag iemand vir jou pad stuur. Dalk as jy nodig het om met ons te gesels, laat weet ons oor hoe ons vir jou las kan ligter maak. Wonderlike Here, dankie vir die genade. Dankie dat U ons binne in geloofsfamilie geplaas het, sodat ons mekaar se laste kan dra. Mag ons ook so mekaar dra en mekaar ondersteun, met die krag wat U vir ons gee. Amen. Seën vir jou, ons gesels weer.